Goeiemôre en hartlik welkom by hierdie opname van Lig en Duisternis Uitgewers. So van tyd tot tyd het ons die voorreg om met van ons predikante 'n onderhoud of 'n gesprek te voer en vanmôre is dit my voorreg om met Dominee Herman Kok, wat tans op Kroonstad predikant is, 'n bietjie te gesels. Ek gaan hom net hier op die skerm kry en dan gaan ons hom welkom heet. Dominee Herman, dankie, dis lekker om jou vanmôre hier saam met ons te hê. Baie welkom. Ek het nou net pas vir die kykers gesê dat ons sommer net so 'n bietjie 'n informele gesprek gaan hê, soos wat ek van tyd tot tyd met van ons predikante het. En dis baie lekker om vanoggend 'n bietjie die verhoog met jou te kan deel. Welkom hierso. Baie dankie Dominee Skalk, dit is 'n voorreg. Dis 'n eerste vir my, so dis 'n groot voorreg om ook saam met jou te kan wees. Daar sê, nou ja toe, ons kyk of die tegnologie met ons saamwerk en of dit alles gaan mooi werk, maar ja, vertel ons so 'n bietjie, Herman, jy het nou eers later in jou lewe besluit om 'n predikant te word. Hoe het jou paadjie geloop totdat jy by die bediening uiteindelik uitgekom het? Wat het in jou lewe gebeur en ja, vertel sommer net 'n bietjie vir ons, gee 'n bietjie vir kykers 'n bietjie agtergrond oor Herman Kok. Ja, Dominee Skalk, dis maar 'n pad en ek moet seker ongelukkig erken 'n pad van ongehoorsaamheid aanvanklik, omdat ek op 'n baie jong stadium het die bediening my aandag getrek en gefassineer en omdat 'n mens maar stoei met is jy geroepe, is jy nie, en al daardie dinge het ek maar 'n pad geloop. My ouers sal sê en kan getuig dat van kleins af wou ek boer. Ek het ook toe nou na skool en weermagopleiding landbou gaan studeer en ek het voltyds geboer tot op 'n goeie dag waar die Here my net laat besef het, maar hy wil hê ek moet boer, maar ek moet met sy kudde boer. Dat dit nie fisies boer is soos wat meeste van ons boere is nie, maar dat ek met sy kudde moet kom werk. En ja, Dominee Skalk, dis een van daai dinge wat moeilik is om vir iemand te beskryf, maar as ek jou kan verwys na die ou liedjie van Koos Du Plessis, Gebed, dan is dit 'n lied wat ek met baie moeite na luister, wat ek raak verskriklik emosioneel, want dis my so 'n korrekte beskrywing van Herman Kok se lewe. Elke afdraai paadjie ken ek. Ek het die pad geloop en toe op die ouderdom van 42 het die Here my snaaks genoeg vir baie predikante baie interessant op 'n synode laat besef dit is wat ek moet doen. En het ek dan nou ook kort na daardie synode die volgende jaar begin studeer en my studies toe nou afgehandel en suksesvol in die bediening sover vir baie naby aan 15 jaar en weens omstandighede wat my nou noop, moet ek die onderhoud met jou hê om beskikbaar te kan wees. Ja, nee, goed, omstandighede verander in 'n mens se lewe. Ek dink dit is nie 'n maklike pad as 'n mens eers op 'n laat stadium in jou lewe besluit om predikant te raak nie. Ek meen die finansiële uitdagings byvoorbeeld vir so 'n besluit is ook nogal groot, want 'n mens moet baie opoffer en jy moet daai studies moet gefinansier word op 'n manier en jy stoot al jou spaargeldjies waarskynlik ook maar in dit in. So dit is maar 'n uitdaging en dit maak dat 'n mens nogal regtig waardering het vir manne soos julle wat op 'n laat stadium of 'n later stadium in hulle lewens wel hierdie besluit geneem het en besluit het om gehoorsaam te wees aan die roepstem van die Here. Nou wil ek so vra, watter gemeentes het jy so oor die jare heen almal bedien? Skalk, ek was die voorreg gehad om nadat ek klaar gestudeer het in Namibië te kon wees vir plus minus 4,5 jaar, die gemeente van Leonardville. Dan was ek so vir 'n bietjie meer as 'n jaar in Noord-Natal in die gemeente Sosluwi en dan is ek nou die afgelope amper 11 jaar in Kroonstad. Goed, so ja, dit is al 'n stewige tydjie wat 'n ou dan ook in die bediening staan en nou het jy seker al jou voete lekker ingegrawe in die verskillende aspekte van die bediening in, so sommer net so vir interessantheid, wat geniet jy die meeste van die bediening? Ja, weet jy Skalk, om daai Latynse spreekwoordjie verbi divini minister te kan wees, om werklik 'n bedienaar van die woord van God te kan wees, is absoluut vir my 'n passie. Ek dink elke mens het maar sy tekortkominge en ja, so het ek myne ook, maar om regtig
die suiwer woord van God te kan bedien is vir my absoluut die hoogtepunt. Nou, Herman, jy het nou daardie punt in jou lewe bereik waar jy nou 'n besluit moet neem oor aftrede, al dan nie en so aan. Maar jy sou waarskynlik nou nog die synode besluit laat tog nou toe vir 'n mens om tot op 70 nog in die bediening te staan, hè. So as jy nou dalk 'n beroep sou kry, sou jy dit oorweeg om nog aan te gaan tot op 70 of wat is jou planne? Ja, nee, verseker Skalk. Met die genade van bo, ek sê baie van mense hier is regtig groot genade, maar op my ouderdom, en ek kan dit nou maar sê, dis nie skaam daaroor nie, ek is 62 en soos ek hier die onderhoud met jou voer vandag, drink ek geen pille nie. As ek vat hoeveel baie mense, baie jonger as ek, moet al baie pille gebruik vir bloeddruk en hart en is ek blakend gesond en dank en loof ek die Here daarvoor en daarom kan ek nie anders as om my hele lewe te wil wy aan hom nie. En sal ek verseker, as dit die Here se wil is, wil aangaan tot ten minste 70 en dan daarna op 'n meer los en vas basis as 'n emeritus predikant definitief ook wil aangaan. En ek aanvaar dan nou, as dit nou moet gebeur dat jy dalk nou moet vroeër emeriteer as wat jy sou wou, dan is jou deur natuurlik ook oop om nog iewerster by 'n gemeente uit te help en in die bediening te staan, nie waar nie, as daar dalk gemeentes is wat sou belangstel om met jou kontak te maak. Ja, nee, verseker Skalk, jy ken nou my vrou Anet en ek en sy het al baie gepraat en gesê as dit regtig so moet gebeur dan haak ons die karavaan en as dit koud is in die Vrystaat dan ry ek maar Bosveld toe en ek gaan help die warm gemeentes en as dit te warm raak in die Bosveld dan ry ons maar weer na die koeler dele toe. Maar ja, so ek en sy albei is heeltemal beskikbaar om dit te doen. Ja. Nee, nou maar goed, ek sit wel jou kontakbesonderhede hier op as iemand dalk 'n bietjie met jou wil gesels en moontlikhede wil bespreek, is jy welkom om met hom die Herman kontak te maak. Sy telefoonnommer en sy e-posadres is hier in die onderkant van die skerm. Kontak hom gerus en voer maar met hom die gesprek verder en hy sal vir julle meer inligting kan gee. So Herman, miskien so 'n laaste vraagie vir jou as jy nou so 'n bietjie dink oor die kerk van die Here Jesus. Nie net binne die AP kerke nie, maar sekerlik binne die AP kerke, want dis tog die kerkverband waarin die Here ons geroep het. Wat maak jou opgewonde? Wat maak jou bekommerd? Hoe dink jy gaan ons die uitdagings vir die volgende paar jaar die hoof bied? Deel bietjie met ons jou wysheid. Ja, ek weet nie van die wysheid nie, Skalk, ek kan jou deel wat ek dink, of dit nou wysheid is, moet jy maar self, of die luisteraars maar self besluit. Ek het baie hoop vir die toekoms. As ons bely dat ons lewe is in die hand van die Here, dan is selfs, en ek is toevallig besig nou met 'n begrafnispreek oor Psalm 23, selfs in die donkerste dal van doodskade wees die Here by ons. So, en wat my baie opgewonde maak is jong mense wat begin uitkom en wat begin opstaan. Hoewel ons die sogenaamde ouer kerk is dit vir my baie interessant dat in die groter sentra wat daar meer jong mense op gekonsentreer is, dat die jong mense begin opstaan en begin regop kom en sê, maar ons wil by die woord van die Here wees. En dat al hierdie ander dinge wat plaasvind om dit sogenaamd lekker te maak, nie meer die belangrikste is nie, maar dat jong mense begin besef dat die woord van God is die kern van alles en dit maak my opgewonde. Ja, dis lekker en as 'n mens moet opgewonde wees as jy 'n Christen is, selfs onder die donkerste omstandighede, nee, want die Here wat klaar die oorwinning behaal het, die slag gelewer het, is die een wat voor ons uitstap. So ek vra verskoning, nie nou 'n vreeslike vliegtuig hier by my verbygegaan en ek dink dit kon dalk nou so 'n bietjie op ons opname ingespeel het, maar ek glo almal sal daarom nog gehoor het wat jy gesê het. Herman, baie dankie dat jy vanmôre 'n bietjie saam met ons gekuier het, net so 'n bietjie gedeel het van wie Herman Kok is. Ons gaan dit graag met ons gemeentes bietjie deel, sodat hulle jou 'n bietjie beter kan leer ken. Baie sterkte vir jou en Anet, en mag die Here vir julle nog lank gebruik in die bediening en alle seënwense. Baie dankie Dominee Skalk, dankie vir die geleentheid en baie sterkte ook vir julle daar in die kantore in Pretoria en wat met die verkeer en al die dinge moet doen. Baie sterkte ook vir julle daarmee. Baie dankie. Dit is dan dit vir vandag, tot 'n volgende keer. Totsiens.